Ons studie van Markus, hoofstuk 7, maar van nou blaai eers na Jesaja 49. In Jesaja 40 tot 55 het ons hierdie gedeelte waar ons 'n paar kere die dienaar van die Here ontmoet. En 'n aantal kere is daar hierdie liedere oor hierdie dienaar van die Here. En soms verwys hierdie dienaar na Israel, maar die meerderheid van die tyd al in daai liedere kan ons sien dat dit verwys nie net na Israel nie, dit verwys na 'n groter, 'n belangriker persoon as dit. Dit verwys na die Messias wat gaan kom. Dit wys na Jesus Christus wat gekom het. So kyk nou na Jesaja 49 vers 5 en 6 en hy's ook hierso op die bord. Jesaja 49 vers 5. Dit sê nou sê die Here wat my, en hier is die dienaar wat hierso self eers praat, van die moerskoot af geformeer het, om sy knegt te wees, om Jakob na hom terug te bring, en dat Israel by hom versamel mag word. En ek word geëer in die oor van die Here, en my God is my sterkte. Hy het gesê, so nou sê die Here, Yahweh, die Vader, sê na die volgende oor hierdie dienaar, hierdie knegt. Dit is te gering dat u my knegt sou wees, om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel. Ek het u gemaak tot 'n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. So dit is duidelik dat Jesus gaan nie net kom om Israel te red en Israel terug te bring na die Here toe nie, maar hy gaan ook kom om 'n lig te wees van die nasies, sê die teks. Hy gaan redding bring tot aan die einde van die aarde. Deel van Jesus se bediening is 'n wêreldwye bediening. So Jesus se missie kan nie en gaan nie net bly binne die grense van Israel nie. Net deur Jesus gaan dit gaan nie net so bly nie, deur Jesus gaan die Abraham verbond ook vervul word, sodat Abraham se saad, of deur Abraham se saad, al die nasies van die aarde geseën sal word. So daai laaste gedeelte van die Abraham verbond gaan dan ook gebeur deur die saad van Abraham, deur die Messias, deur Jesus Christus, sodat al die nasies van die aarde geseën sal word. Nou ons weet, nou na die tyd, na Nuwe Testament, dat hierdie uitgaan na die nasies het toe eers gebeur nadat Jesus gekruisig is en opgevaar het. En toe het hy sy disippels uitgestuur. En eintlik het prakties eers gebeur nadat daai disippels, die eerste Christen wat Jode was, maar hulle is Christene geword het, toe hulle vervolg was in Jerusalem, en toe was hulle eintlik eers gehoorsaam. En toe gaan dit uit oral heen. Toe het hulle uitgegaan na Judea, Samaria, tot aan die eindhoeke van die aarde. Maar selfs tydens Jesus se aardse bediening was daar 'n voorsmaakie van Jesus se wêreldwye bediening gewees. En Markus gee ons die grootste hap van hierdie voorsmaak. Hy gee ons die grootste gedeelte. Markus sit die grootste gedeelte in van Jesus se bediening onder die heidene, as jy dit vergelyk met die ander evangelies. En ons onthou, dis deel van Markus se doel. Hy skryf, sy oorspronklike luisteraars was Grieksprekende heidene gewees. En so hy skryf hierdie en hy sit hierdie spesifiek in vir hulle. So kom ons blaai na Markus 7 toe. En dan kyk ons na hierdie gedeelte hoe Jesus op die ou einde sy bediening hier onder die heidene ook het. En die ontwikkeling hierso is duidelik. Jesus het tot dusver toe grootendeels gewerk onder die Jode, grootendeels in Galilea. En hy was baie gewild. Maar meer en meer het daar oppositie gekom van die Jode, veral die Joodse leiers, teenoor hom. Soveel so dat hulle begin planne maak het om hom dood te maak, in Markus 3 vers 6. Maar Jesus het net aangehou bedien, hy het aangehou hierdie gebildheid gehad, daar's tye wat hy selfs probeer wegkom van die skare af, maar hy kan nie wegkom van hulle af nie, en op hy selfde dag voete op die ou ende 5000 van hulle met brood en vis. En die Joodse leiers stuur dan skrifgeleerdes en die fariseërs, en hulle probeer ernstig op een of ander manier Jesus se bediening ondermyn. En een manier wat hulle dink hulle kry, is om te sê, maar jou disippels was nie hulle hande volgens ons tradisies, van hoe ons hande moet reinig, as ons uitgegaan het, en as ons gaan kos eet nie. So hulle vind hierdie fout. En Jesus leer hulle dan, soos ons gesien het, in die Markus 7 se begin, oor tradisie, en hy leer ons, soos ons gesien het laasweek, oor die hart van die mens. Jesus maak dit duidelik dat ons probleem is nie
buitekant ons en ons eet dit of ons raak aan dit en so kom dit in ons in nie. Nee, ons probleem is binnekant ons. Ons harte is ons probleem. Ons word van binnekant af word ons besoedel. En in hierdie verduideliking gaan Jesus en hy verklaar dan dat alle kos rein is. So hy's besig om te praat oor die hartsprobleem, maar dan verklaar hy in daai gedeelte dat alle kos nou rein is. En nou ewe skielik gaan Jesus vir ruk lank Galilea verlaat en hy gaan sy bediening gaan doen in die heiden area, onder die heidene. So deur hierdie aksie van Jesus in die volgende gedeeltes verklaar hy so te sê die heidene as rein. Dat hy net kos rein verklaar en hy verklaar die heidene as rein. Jesus gaan in heidenhuise wees. Hy gaan aan heidene raak. Hy gaan saam met heidene eet. Hy gaan 4000 mense voed en meeste van daai gaan ons sien gaan heidene wees. Jy sien, dit is te gering vir die dienaar van die Here om net Israel terug te bring na God toe. Hy moet ook 'n lig wees vir die nasies. So kom ons lees ons teksgedeelte, Markus 7 vanaf vers 24 tot 30. Markus 7:24. En ek lees uit die ou vertaling hierson. En hy het opgestaan en daarvandaan na die gebied van Tyrus en Sidon vertrek. En toe hy in die huis gegaan het, wou hy nie dat iemand dit sou weet nie, maar hy kon nie verborge bly nie. Want 'n vrou wie se dogter 'n onreine gees gehad het van hom gehoor en gekom en voor sy voete neergeval. En sy was 'n Griekse vrou, 'n Siro-Fenisiese van geboorte, Fenisiese. Daai woord is my moeilik om uit te spreek. Fenisiese van geboorte, en sy het hom gevra om die duiwel uit haar dogter uit te dryf. Maar Jesus sê vir haar: "Laat eers die kinders versadig word, want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie." En sy antwoord en sê vir hom: "Ja, Here, maar die hondjies eet darm onder die tafel van die kinders se krummels." En hy sê vir haar: "Terwille van hierdie woord kan jy gaan, die duiwel het uit jou dogter uitgevaar." En toe sy huis toe gaan, vind sy dat die duiwel uitgevaar het en dat haar dogter op die bed lê. Ons opskrif vandag is baie eenvoudig: Jesus en die heidene. Jesus en die heidene. En in vers 24 sien ons Jesus gevind in 'n heidenland. Jesus gevind in 'n heidenland. Kyk na vers 24. En hy het opgestaan en daarvandaan na die gebied van Tyrus en Sidon vertrek. Nou baie vertalings het nie daai woorde en Sidon nie. Dit sê net na Tyrus toe gegaan. En is baie moontlik dat Markus dit nie geskryf het nie en dat dit bygesit was, want net in vers 31 praat baie duidelik van Tyrus en Sidon, albei van hulle. En so meeste vertalings en meeste van die beste manuskripte het nie daai woord en Sidon in nie. Maar Markus skryf daar, so hy sê en hy het opgestaan en hy het na daai areas toe gegaan. Hoekom gebruik hy daai woord? Deel van dit is gewoonlik wanneer hulle leiding gegee het, het hulle gesit. So wat Markus hier doen is, hy's besig om te sê hierdie gebeur reg na die vorige gebeurtenis. Hy was besig nou net om hulle te leer en net toe hy die reëling klaar gemaak het, toe staan hy op en hy gaan na hierdie area toe. So hy het nou net vir hulle gesê, reinheid is nie van buitekant af nie. Reinheid is nie in die goeders wat ons raak en goed ons eet nie. Onreinheid bedoel ek. Dit gaan hierso in die hart. Kom vanuit die hart uit. En nou gaan hy prakties vir hulle wys deur om in 'n heiden area te gaan bediening doen. Dis wat daar aangaan. So Jesus leer hierso basies dat die heidene is nie onrein nie en ons gaan nie onrein word deur om interaksie met hulle te hê mee nie. En hy vertrek dus na die gebied van Tyrus. Nou Tyrus was 'n hawe stad, plus minus 50 km noordwes van die see van Galilea, dalk net so bietjie minder. Daar's ons die see van Galilea, daar is Kapernaum en Jesus het van hierdie area af daartoe gegaan. Wel in hierdie area hierso. En daarso Sidon daar in die noord. Dus hierdie hele area is amper een area, daar is wel 'n ander provinsie gedeelte in daai tyd gewees. In hierdie gebied van Tyrus was 'n heiden area wat gegrens het aan die noorde kant van die area van Galilea. So hulle is hierso so 'n stukkie wat hulle 'n grens gedeel het. En hierdie area van Tyrus en Sidon het 'n lang geskiedenis van vyandskap teen Israel gehad. Hierdie geskiedenis strek terug tot by Isebel. Kyk, Agab se slegte vrou, sy was van Sidon af gewees. En sy het hierdie gode van hierdie plek en hierdie areas het sy aanbid. Die profeet Esegiel het geprofeteer teen
Tyrus, spesifiek omdat hulle God se kinders aangehou plunder het. En in Jesus se tyd was hierdie vyandskap niks minder gewees nie. Inteendeel het was dalk amper al meer. Josephus, die Joodse geskiedkundige, skryf dat Tyrus die Jode se mees bittere vyand was. Dit was sy woorde baie naby aan Jesus se tyd geskryf. So hulle was die Jode se mees bittere vyand gewees. En Jesus gaan na hierdie gebied toe, hierdie area. Dis asof Jesus met hierdie reis na Tyrus sê, interaksie met heidene maak jou ook nie onrein nie. Een kommentator skryf, Jesus has declared all foods clean, and now he in essence declares, by going to Tyre, all Gentiles clean. Jesus is demonstrating a great commission mentality, demonstrating that God's kingdom knows no ethnic, racial, national or gender barriers. En jy kan net dink, wat het deur die koppe van disippels gegaan, hè? Okay, ons is nog grootendeels hierso in Joodse areas gewees. Die stukkies waar hulle was in heiden areas was daar baie Jode wat ook in daai areas gebly is, net aan die ander kant van die see van Galilea gewees. En hulle was deur Samaria met hy gewees. Nou gaan hulle na hierdie heiden area en jy kan net dink, hulle wonder wat gaan aan soos wat ons al hoe dieper in hierdie area inbeweeg. En kyk weer na vers 24. Sy het opgestaan en daarvandaan na die gebied van Tyrus vertrek en toe hy in die huis gegaan het en baie van die alle vertalings sal net sê 'n sekere huis gegaan het, dis nie 'n spesifieke huis hierdie nie. Okay, sê dit dan, wou hy nie dat iemand dit sou weet nie, maar hy kon dit nie verborge hou nie, kon nie verborge bly nie. Nou ons weet nie wie sy huis hierdie is nie, ons weet nie presies waarheen dit is wat Jesus gegaan het nie, maar sy doel om na hierdie huis toe te gaan, is sodat mense nie sal weet hy's daar nie. Okay, hy wil of een of ander rede nie, hulle weet hulle is daar nie, en ons moet vra, hoekom nie? Hoekom wil nie Jesus nie weet dat, hy wil nie hê dat mense moet weet hy's daar nie? My teks maak dit nie 100% duidelik nie. Een ding wat ons kan aflei is, hy wil gaan rus. Okay, net vroeër in Markus wou hy gaan rus het en van die skare af wegkom, en hy kon dit nie reg kry nie, en dit lyk asof hierdie dalk moontlik selfde omstandighede is. 'n Ander moontlikheid is, hy wil spesifiek sy disippels meer lering gee. Gereeld in Markus, as hy 'n tydjie het wat hy alleen is met hulle, dan leer hy hulle. So dis dalk deel van sy redes hierso. Maar Jesus se begeerte om nie ontdek te word nie, is nie suksesvol nie, dit gebeur nie. Aan die einde van vers 24 sê dit, maar hy kon nie verborge bly nie. Nou hoekom nie? Hoekom kon Jesus in hierdie heiden area nie onder die radar bly beweeg nie? Hoekom het hulle geweet? Maar luister na Markus 3, vers 7 en 8. Dit sê, groot menigte het hom gevolg uit Galilea en Judea en Jerusalem en Idumea en oor kan Jordaan af, en die wat om Tyrus en Sidon gewoon het. 'n Groot menigte het na hom gekom toe hulle hoor wat hy alles doen. So nuus oor hierdie Joodse rabbi wat wonders doen, het versprei tot in hierdie area, in Tyrus en in Sidon. So, en ernstig, het iemand Jesus gesien, en iemand het hom herken, geweet is hy. En daar is hy uitgevang. Hulle weet hy's daar. So Jesus eerstens gevind in heidenland in vers 24, en dan tweedens kyk ons na Jesus gesmeek deur 'n heiden vrou. Vers 25 en vers 26. Vers 25. Sê, want, hier is bewys dat hy uitgevang is, ja, dat hy gevind is, want 'n vrou, wie se dogtertjie onreine gees gehad het, het van hom gehoor en gekom en voor sy voete neergeval. Hier kom 'n vrou en sy het groot behoefte. Haar dogter word deur 'n onreine gees beheer. En in hierdie konteks, net nadat Jesus gepraat het van reinheid en onreinheid, is dit baie interessant dat hierdie gees beskryf word as 'n onreine gees. Daar's dalk meer gewig aan daai woorde hier. Ja, sy het dalk groot nood, maar in die oë van 'n Jood is sy onrein, heiden, en sy het 'n dogter met 'n onreine gees in haar. Maar hierdie moeder is besorgd oor haar dogter, en sy het gehoor van Jesus, en sy het gehoor dat hy kan die demone uitdryf. Dis wat van die dinge is wat gebeur het in die begin van Markus. En sy kom dus in geloof en vertroue, dat hy iets sal kan doen, dat hy dalk haar dogtertjie sal kan bevry.
En sy kom ook in nederigheid, sien ons hierso. Die teks sê, sy het gekom en voor sy voete neergeval. Nou die woord wat Matteus gebruik is nog sterker, daai woord word baie keer vertaal geaanbid. Okay, so hier is iets wat baie naby aan aanbidding is, ten minste wat hier gebeur. En hierdie vrou sou beslis 'n afgodsaanbidder gewees het. In Tyrus en ook in Sidon was daar tempels en daar was plekke aanbidding vir aanbidding gewees vir die vrugbaarheidsgodin Astartes. En ons sien dit al in Rigters 10, praat dit al van daai godinne wat van daar afkom en oralste, en dis die tipe van afgode wat hulle sou gaan bid het. So dit is merkwaardig dat hierdie heiden wat afgode aanbid het, kom en neerbuig vir 'n Joodse leraar, rabbi. So of sy was net baie desperaat geweest, of sy weet of glo dalk iets meer, iets dieper oor hierdie Joodse man. Kom ons kyk. Nou tot hiertoe sou 'n Jood dalk iets nog vir haar gevoel het. Hulle sou dalk nog 'n stukkie omgee vir haar gevoel het. Maar die woorde in vers 26 sou gemaak het dat sy heeltemal walglik was in hulle oë. Kyk na vers 26. Dit sê sy was 'n Griekse vrou, 'n Sirofenisiese van geboorte. Eerstens was sy 'n vrou. Dus is dit iemand wat 'n eerbare Joodse rabbi, leraar, nie meer moes geassosieer het nie. So afstand gehou het van enige ander vrou af. Verder is sy 'n Griek, 'n Hellenis, dis letterlik die Griekse woord, is baie naby aan die woord Hellenis. Sy is 'n heiden. Sy was in die oë van die Jode onrein van nature gewees, en dus as sy aan jou raak of jy raak aan haar, is jy ook onrein. En dan is sy nog 'n Sirofenisiese. Sy is van Fenisië. Daai in Fenisië is die area waarvan Tyrus die hoofstad is. So wat dit sê is dat sy is nie net iemand wat daar bly in daai area nie, sy is iemand wat haar herkoms is van daar af. Hierdie is haar mense. Sy's van 'n Fenisiese herkoms. Sy's 'n inboorling van daai area. En weet julle wat is die ou naam vir mense van hierdie area af? 'n Kanaaniet. En dis die woord wat Matteus gebruik. Dis wat Matteus haar noem. Hy noem haar 'n Kanaaniet. So sy's van daai mense wat van die begin af, vandat Israel in die land ingekom het, was hulle altyd daar om 'n doring in die vlees te wees van Israel. En God het vir die mense gesê om hulle heeltemal uit te dryf, en hulle was nie gehoorsaam gewees nie. En so het hierdie nasies aanhoudend Israel weggevat van God af. Dis wie sy is. Ek kan nou nie. Haar mense en haar area het ook meer onlangs, in terme van Jesus se tyd, Galilea al hoe meer ekonomies onderdruk. So hulle het ekonomies al hoe sterker geword, en baie van die besigheid wat aan Galilea was, het hulle begin oorneem. So hulle was oor die algemeen, was mense in hierdie area ryker as die Jode wat gebly het in Galilea. Soos een kommentator sê, this woman is therefore not just a Gentile, but a member of a resented class of privileged foes. Baie beter omstandighede as wat ons het, hierdie vyande wat nog altyd teen ons is, jy weet, en heiden, onrein. Dis hoe Jood sou gedink het oor hierdie. Matteus teken die disippels reaksie ten opsigte van hierdie vrou vir ons aan, en outomaties ons as hierdie inligting het, is dit nou meer verstaanbaar. Sy toe kom sy disippels nader en vra hom vir Jesus en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. So, sê vir die vrou om weg te gaan, sy irriteer ons net. Ons wil niks met haar te doen hê nie. Ons wil nie haar naby aan ons hê nie. Maar sy gee nie moed op nie. Sy gee nie moed op nie. Kyk weer na vers 26. Sê, en sy was 'n Griekse vrou, 'n Sirofenisiese van geboorte, en sy het hom gevra om die duiwel uit haar dogter te dryf. En daai woord, gevra, die werkwoord vorm hierso, dui vir ons aan, dit is aanhoudend vra. Die Engels sê, she kept asking him. So sy het nie net een keer gevra nie, sy het aanhoudend gevra, gesmeek, amper gesoebat vir hulp vir haar dogter.
Matteus teken ook die volgende vir ons aan oor haar versoek, van die woorde wat sy gebruik is, in Matteus 15 vers 22. Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete. So sy kom na hom toe, en die feit dat sy kom, beteken sy verwag hy kan iets doen, hierso. So sy vertrou iets in hom hierso. En sy kom ook in hierdie nederigheid, né? Sy sê, wees my barmhartig, Here. Sy kom nederig. En sy erken ook iets oor sy posisie. Sy sê, sy noem hom seun van Dawid. Daai is 'n messiaanse term, daai is deel van die Dawid verbond. So weer wonder ons, verstaan sy dalk meer as wat ons dink? Ten minste weet sy baie meer van die Joodse geloof as wat meeste heidene van geweet het. Sy het geweet van Dawid verbond. En van hierdie persoon wat gaan kom, hierdie koning wat gaan kom. En sy noem hom daai terme. Hierdie heidenvrou kom nederig voor Jesus. Sy kom in vertroue dat hy haar dogter sal kan bevry van hierdie demoon. En sy hou nie op vra nie. Sy hou aan. En hierdie is 'n prentjie van geloof. Dis 'n prentjie van geloof vir ons. En die vraag is nou, hoe gaan Jesus reageer ten opsigte van hierdie heidenvrou wat so verag is aan die een kant, maar nood het, nederig is, in afhanklikheid kom na hom toe? Nou Jesus se antwoord aan haar is nie wat ons sou wou hê nie, dis dalk nie wat ons sou verwag nie. Dis verbasend, dis amper skokkend. Ons wonder, hoekom sê hy hierdie? Kyk na vers 27. Maar Jesus sê vir haar, laat eers die kinders versadig word, want dit is nie mooi om die brood vir die kinders te neem, van die kinders te neem, en vir die hondjies te gooi nie. En ons kan hierdie opsom met die twee verse, vers 27, vers 28, Jesus verduidelik 'n heiden se plek. Jesus verduidelik 'n heiden se plek. Jesus antwoord hier is, dis vreemd. Dis vreemd. Eerstens, dis in 'n gelykenisvorm. En ons het nou al Markus soveel keer gesien, dan vertel Jesus gelykenisse en dan verstaan sy eie disippels nie eers nie. En hulle moet kom vra, verduidelik vir ons asseblief, ons verstaan nie. En nou kom hy en hy gee dit vir haar 'n gelykenis. Hoe moet hierdie arme vrou hierdie verstaan? Tweedens, by implikasie sê Jesus dat sy is 'n hond. Dis die afleiding hierso. Die Jode het gereeld die heidene honde genoem, maar hoe kan Jesus haar vergelyk met 'n hond? En verder lyk dit of Jesus haar nie wil help nie. Dis fyn nie regtig omgee amper nie. So hoekom is Jesus so hard, so genadeloos? Maar kom ons begin hierdie stukkie vir stukkie verduidelik. Eers moet ons vra, wie is die kinders en wie is die hondjies? Okay, wie is die kinders en wie is die hondjies? Wie is die kinders? Die kinders is Israel. En weer eens help Matteus se inligting vir ons. Wanneer sy die eerste keer agter Jesus aanroep en vra, wees my barmhartig, dan antwoord Jesus haar, Matteus 15 vers 24, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. So die fokus van Jesus se bediening was Israel. Israel is die kinders in Jesus se gelykenis. Israel is God se spesiale volk wat hy vir homself gekies het. Romeine 9 vers 4 sê hier, julle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort. En die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die eredienste en die beloftes. So Israel is die kinders. So as Israel die kinders is, wie is die honde dan? Maar baie duidelik is die heidene dan die honde. Maar om 'n heiden 'n hond te noem, is baie beledigend. Dis baie beledigend in 'n Joodse oë, dis selfs beledigend in 'n heidense oë. Honde was deur die Jode en heelmoontlik ook deur meeste heidene gesien as vuil, onrein goed. Want honde van daai tyd was meeste van hulle was straatbrakke gewees. Hulle het buitekant rondgeloop en hulle het geëet net wat hulle kon kry en ons moet verstaan, hulle het nie goeie rioolstelsels in daai tyd gehad nie. Okay, dit was walglik. So om 'n mens 'n hond te noem is beledigend. Maar dit is wat die Jode heidene soms genoem het. Dis woorde wat hulle gebruik het. So Jesus se woorde is beledigend. En Jesus is tot 'n mate besig om 'n hekkie,
struikelblok is dalk 'n te sterk woord, maar amper iets in haar pad te sit. En sy moenie afgesit word, wegdraai van Jesus af as gevolg van dit nie. Right? En hierdie behoort ons eintlik nie te skok nie. Jesus het vir die Fariseërs gesê, julle is adders, en hy het hulle vergelyk met gebitte grafte. Jesus vir 'n jong man gesê, gaan verkoop alles en volg my. Paulus het van elkeen van ons gesê, Romeine 3 vers 13, hulle keel is 'n oop graf, en met hulle tong pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. As jy gered wil word, moet jy verstaan wie jy is sonder Jesus. Jou hart is vrot. Dis wat laasweek ons gesien het. Jy is 'n sondaar, jy is afhanklik van God om jou te red. En hierdie vrou het allerlei afgode aanbid. Sy behoort nie aan Israel nie. Sy is 'n heiden. En dis moet sy verstaan haar plek. Sy moet haar regte kondisie sien. Sy moet 'n regte perspektief oor haarself hê. Maar Jesus se woorde gee vir haar meer rede vir hoop as wat jy dalk nou dink. Kyk, ek het nou al die slegte goed eers gesê. Kom ons kyk weer na vers 27. Maar Jesus sê vir haar, laat eers die kinders versadig word. Wat is die implikasie van daai woorde eers? Dit beteken daar mag dalk later kos oorbly en vir die honde gewees. So die woord eers gee hoop dat die honde wel sal kos kry. So Israel moet eers gevoed word, maar daarna kan die heidene ook gevoed word. Jesus is besig om hier vir haar die plan van God en sy orde in daai plan van redding te verduidelik. Israel en dan die heidene. God werk eers met hulle, dan werk hy na die heidene toe. God werk eers met die Jode en daarna kom die heidene in. En hierdie is presies wat Paulus ons geleer het. Maar in vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Volgens Paulus in Romeine 11 is Israel die gekultiveerde olyfboom en die heidene is wille olywe wat ingeplant word op die olyfboom van Israel. Heidene was, Efesiërs 2 vers 12, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde en die beloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Die heidene se plek in God se plan van redding was om eers in massas te kom nadat Israel verhard is vir 'n tydperk lank en hulle Messias verwerp het. En ons sien dit selfs uitspeel in Handelinge en die manier hoe Paulus hulle gaan evangeliseer. So Israel is die kinders en hulle moet eers gevoed word, maar die heidene gaan ook God se kinders word en gaan ook gevoed word. Dit is deel van wat Jesus al leer. Kyk nou weer verder na Jesus se woorde dan vers 27. Maar Jesus sê vra laat eers die kinders versadig word, want dit is nie mooi om die brood vir die kinders te neem of van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie, die hondjies. Nou hier is Afrikaans beter as Engels, want ons het verkleiningswoorde. In Engels moet jy hierdie sê with the little dogs of so ietsie. En dis wat Jesus doen, hy gebruik die verkleiningsvorm van die woord hond. So Jesus noem nie die heidene honde nie, hy noem hulle hondjies. Hierdie verwys nie na die straatbrakke daar buitekant nie, hierdie verwys na die ryk mense, het selfs honde as troeteldiere gehad. Min van hulle maar het. So hierdie is troeteldiere wat tot 'n mate deel is van die huisgesin. Die straatbrakke word nie gevoed nie. Hulle moet hulle eie kos gaan kry. Die troeteldier, die hondjies, word wel gevoed nadat die kinders geëet het. So alhoewel Jesus se woorde hard is en hy wel tot 'n maak hierdie hekkie in haar pad sit wat sy moet oorkom, is daar tog in sy woorde hoop dat as sy as 'n heiden kan sy aanspraak maak op die kos wat Jesus het. Maar dit is dalk nog nie nou nie. Dit is dalk eers later. En die vraag is, kry sy dit? Verstaan sy hierdie? Kom sy oor die hekkie? En die antwoord is ja, sy doen, absoluut. Kyk na vers 28. En daar's goeie rede om te dink Jesus het presies geweet sy gaan dit doen. Hy het haar gelei na hierdie toe.
vers 28. En sy antwoord en sê vir hom: "Ja, Here." Maar en die woord maar is nie in die oorspronklike nie. En in Matteus se is eintlik want. Ja, Here, want die hondjies eet darm onder die tafel van die kinders se krummels. Wow, hierdie vrou verstaan die vergelykenis en sy gebruik selfs daai vergelykenis om haar versoek weer te maak na Jesus toe. Is ongelooflik. Sy stem saam dat God se plan van redding natuurlik by Israel begin. Sy verstaan dat Jesus se werk fokus op Israel. Sy stem saam dat die kinders eers moet eet en hulle kos nie vir die honde gegee kan word nie. So sy stem saam dat redding kom eers vir die Jode en dan vir die heidene. Sy aanvaar daai plek. En sy aanvaar dat dit die heidene sal deel word van Jesus se koninkryk wanneer God besluit dit is die regte tyd. Dis wat sy als aanvaar. Maar sy verstaan dat die heidene sal deel word van God se mense. Sy verstaan Jesaja 49. Die dienaar kom nie net om Israel te bring nie. Hy kom om 'n lig te wees van die nasies. Dit is ongelooflik. Sy verstaan Jesus se gelykenis, sy verstaan selfs die volgorde van redding. En dan maak sy 'n versoek hierso. Sy gebruik Jesus se illustrasie en 'n illustrasie wat ons almal sal ken om 'n versoek weer te maak. Ons almal weet dat as ons eet en daar's honde rondom die tafel, dan sit die honde en wag vir iets wat op die tafel, van die tafel afval op die vloer, nê. En waar sit hulle as daar kinders om daai tafel is? Veral as dit klein kinders is. Hulle sit daar by daai klein kindertjies, want dis waar hulle meeste van die kos gaan kry. En sy vat Jesus se woorde en sy illustrasie en sy gebruik dit in haar versoek. Dis ongelooflik. Sy sê, die hondjies eet darm onder die tafel van die kinders se krummels. So as 'n hond van die krummels wat van die afgeval het, wat die kinders gemors het, eet, dan dink ons nie, hey, daai hond is besig om my kind se kos te steel nie. Nee, dis soos my kind het dit verloor. Ons vuil, ons gaan dit nie gebruik nie. En die hond kan dit maar kry. En sy gebruik dit, sy sê net so Jesus, as ek nou soos 'n hond net 'n krummeltjie eet, dan vat ek niks van die kos van die kinders nie. Niks van die kos wat eintlik bedoel is vir Israel nie. Jou plan van redding sluit ook in Jesus dat heidene gaan inkom. En vir my om nou te vra vir 'n krummel, verander nie daai plan nie. Dit sal nie jou plan en wiele ry nie. Jesus, jy kan maar vir my 'n krummel gee en dit is genoeg en dit steel niks kos van die kinders nie. So sy het insig, sy is nederig, sy erken basies, dis wie ek is. Ek is soos 'n hond, ek is afhanklik van God om vir my te gee. Sy het geloof, net 'n krummel is genoeg om my dogter te bevry. Sy kom in afhanklikheid van hom. Sy plaas die versoek vir hom, hy moet besluit is dit reg of nie. Ek bedoel, wat 'n kontras met Jesus se disippels selfs. Hulle verstaan baie keer nie. Hulle gaan onder mekaar stry oor wie is die grootste en sy is nederig. Hulle geloof is baie keer klein. Jesus het vir hulle gesê, hoe klein is julle geloof? En in Matteus sê sy, jou geloof is groot, of sê hy vir haar, jou geloof is groot. Ek bedoel, wat 'n les is hier nie vir ons nie. Ek en jy is honde. Ons is heidene. Ons verdien niks van God se genade nie. En tog het God gekom en sy seun ook vir ons gestuur. Tog het Jesus gekom en mens geword. En tog het Jesus aan die kruis gesterf. En het hy al ons sondes op hom geneem. Sodat ons vergewe kan word. En sodat ons kan kinders kry. En sodat ons volle brood kan kry. Ewige lewe. Verhouding met God. Tog is Jesus ons redding. Tog kry ons brood. Nie net krummels nie, baie brood. Ek bedoel, watter ongelooflike genade het God nie aan ons, elkeen van ons wat gered is, bewys nie. So ons gesien, Jesus gevind in 'n heidenland, Jesus gesmeek deur 'n heiden vrou, Jesus verduidelik heiden se plek, en dan laastens Jesus verhoor 'n heiden se versoek. Kyk dan na vers 29. En hy sê vir haar,
Terwille van hierdie woord kan jy gaan. Die duiwel het uit jou dogter uitgevaar. In Matteus sê Jesus vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Groot is jou geloof. Hierdie vrou het nederige, afhanklike geloof gehad. Sy kom in aanbidding, sy kom laag, en sy vra net vir barmhartigheid. Sy aanvaar Jesus se beskrywing van haar, sy is 'n sondaar, en sy is afhanklik, soos een kommentator gesê het, she comes as everyone must, as a sinner, poor and needy. En Jesus sal een wat in nederige, afhanklike geloof na hom toe gaan, nooit wegkeer nie. Soos D.L. Moody blykbaar gesê het, Jesus sent no one away empty except those who were full of themselves. Ons moet nederig na hom toe gaan. 'n Griekse vrou, 'n Siro-Fenisiese van geboorte, kom na Jesus. Okay, ons moet daai verstaan, hoe dit sou gesien was deur 'n Jood. En hy keer haar nie weg nie, want sy kom in nederige, afhanklike geloof. Kyk weer na vers 29 en vers 30. Sy sê vir haar, terwille van hierdie woord kan jy gaan, die duiwel het uit jou dogter uitgevaar. En toe sy huis toe gaan, vind sy dat die duiwel uitgevaar het, en dat haar dogter op die bed lê. Jesus se krag is so groot, hy hoef nie eers daar te wees om die demoon uit te dryf nie, hy sê dit net, van 'n afstand af. Ons sien ook verder haar geloof hierso. Sy vra nie, "Wel, gee my nog 'n meer teken. Hoe kan ek seker wees jy het dit gedoen? Is jy net besig om, jy gaan nou hardloop as ek nou omdraai nie." Sy gaan terug in geloof dat as sy daar kom, dit gebeur het. En dit het. Nou wat is die toepassing van hierdie alles vir ons vandag? Wat is die toepassing? Eerstens moet ons besef hoe afhanklik ons is van Jesus om ons te red. Sover ek weet, is nie een van ons Jood van agtergrond nie. En God was genadig om vir die Jode vir 'n tydperk lank te verhard en redding te bring na die heidene, redding te bring na ons land, redding te bring na ons stad, redding te bring na die persoon wat jou die evangelie gegee het. Dit is God se genade vir jou die redding te bring. En ons behoort dus dankbaar te wees vir daai redding. Ons is so afhanklik vir God om ons te red. Voor 'n heilige, almagtige God is ons baie minder en baie slegter as straatbrakke. As ons verstaan wie hy is en wie ons is. Ons is sondaars. Wat vir onsself geleef het, wat vir ander gode geleef in plaas van om vir God te lewe, ons Skepper. Ons verdien dis God se oordeel, ons verdien dis die hel. En ons kan nie ons harte self verander nie. Ons het hierdie vrot harte wat ons gesien het. Maar wat sê die evangelie vir ons? Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het deur sy groot liefde waarmee ons liefgehad het, toe ons ook dood was deur die misdade, het ons lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. Ons moet dankbaar te wees. En 'n verdere toepassing is dis ons kan nie vol trots wees nie. Hoe kan een van ons vol trots wees en sê, "Wel, ek ken die Bybel, ek kan jou weet, daai is als verkeerd." Dis God wat hierdie dinge vir ons oopgemaak het. Ons kan nie vol trots wees nie. Derdens, is jy nie so sleg dat Jesus jou kan red nie. Enige iemand kan kom in nederige, afhanklike geloof en Jesus sal jou nie wegteer nie. Is nie slegter as wat selfs hierdie vrou was nie. En laastens moet jy verstaan, vir 'n Jood was hierdie vrou die laaste persoon wat hulle gedink het in Jesus sou glo. Laaste persoon wat sou kom. En wie kyk jy na op daai selfde manier? Is daar ook mense wat jy so na hulle kyk? En ek haal 'n lang gedeelte van 'n kommentator aan om hierdie punt te maak. Chapter 7 opened with the Pharisees rebuking Jesus' disciple for eating with unwashed hands. These seemingly impious disciples were too unclean to eat at the Pharisees' table. It concludes with breadcrumbs now being offered to dogs, who are at the bottom rung of the ladder when it comes to clean and unclean. The reader should grasp the implication that God will heal Gentiles, no matter how unclean or how far away from God they may seem. Others might dismiss someone
as the wrong race, nationality, or social class, or as from the wrong religious background, but none of these things prevents one from receiving God's merciful healing. Those who exercise humble faith will receive bread. So ons moet niemand afskiet en dink, daai ene sal nooit gered kan word nie. Ons moet die evangelie na almal toe bring. So ek vra jou, is daar mense wat jy na hulle kyk en jou dink sê jy, is nie vir hom nie. Die evangelie is nie vir hom of vir haar nie. Hulle sal nooit kom nie. Die evangelie is nou juis vir die honde. Kom ons sluit af in gebed. Heer, ons is dankbaar, ons kom voor U en Here, help ons om meer te sien van wie U is, en hoe groot en wonderlik en almagtig U is, Here, en hoe heilig U is, en hoe baie U verdien om aanbid te word, Here. En Here, hoe anders ons is, onheilig, sondig, swak, verlore. En Here, hoe U kom en uit genade die U seun gestuur. Here, om U naam te kom groot maak en U te kom verheerlik, Here, en hoe U seun ook verheerlik, soos wat Jesaja gesê het, dis te klein, dis te geringe ding, dat net Israel, die nasies moet gered word en ingebring word, dat U kan verheerlik word deur die seun, en die seun saam met U verheerlik word, Here. Genade wat U het ook dan om ons in te sluit, en redding na ons toe te gebring het, Here. Here, help ons om dankbaar te wees, help ons om nederig te wees, en help ons, Here, om die evangelie aan mense om ons te bring. En help ons dat ons nie sal veroordelend wees in terme van hierdie persoon sal nooit kan kom, Here. Here, help ons om te sien, hulle sonde is verkeerd. En U wys duidelik uit sonde is verkeerd. Maar Here, om sondaars lief te hê en vir hulle te gaan vertel van hulle verlore kondisie en die evangelie vir hulle te bring, Here. En help ons, Here, om in dankbaarheid dan te leef, in nederigheid voor U te leef, in afhanklikheid van U te leef, saam as gemeente. Amen.